risiko te vat en alles wat hy het op te gee en te trek. Waarheen? Wie weet? God sal sê. En hierdie journey wat Abraham gehad het, leer vir ons een of twee goed oor ware godsdienst. Oor wat dit genuine is om 'n kind van God te wees. Die hele tyd deur die storie, jy kan hom weer gaan lees in Genesis, sê God, Abraham, kom aan, trust my, ek wil vir jou die beste gee wat daar is, trust my, dan begin Abraham met die journey, en dan is daar 'n hongersnood, en Abraham en al sy mense word gedwing om te skuif Egipte toe, want daar is nog kos in Egipte, en dan trek hy Egipte toe, en dan hoor hy die stories van Egipte, en hy besef maar, in Egipte is die koning Farao baie lief vir mooi vrouens, en Sarah, wat so 75 jaar oud was mooi, nie soos jou ouma mooi is gerimpeld nie, so mooi, dat die Farao haar as sy vrou wil hê, en toe kap die stres vir Abraham. En hy sê, hierdie ouens in Egipte gaan my doodmaak oor jou, Sarah, omdat jy so mooi is. Kom ons sê, jy is my sissie. So. En wat gebeur? Tuurlik, Farao vat haar as sy vrou. En die aand, net voor hy met haar seks het, toe sê die Here, hey, Farao, wat maak jy met 'n ander ou se vrou? Farao skrik om blou. En hy gaan en hy kry klomp skape en kamele en donkies en hy gaan na Abraham toe en hy sê, hoe kon jy dit aan my doen? Hierdie God van jou is awesome, groot en sterk. Hier is 'n groot geskenk. Hier is jou vrou terug. Ek beloof jou, ek het nie aan haar gevat nie. Gaan net asseblief. Dop Abraham die toets solid. En hy trek uit Egipte uit met net nog meer skape en meer donkies en meer kamele, omdat Farao gesnap het, Abraham se God is huge. Dop die toets, los hom. Want toe die druk op hom is, toe val hy. Tweede toets kom oor gierigheid. Ek bedoel, Abraham en sy neef Lot was skatryk. So ryk dat hulle met mekaar beklei het, omdat daar nie genoeg water en wynveld is nie. Toe gaan Abraham en neef Lot en hulle klim op die berg, en hulle stop daar, en sê, right, hierdie een deel is beautiful groen. En hierdie een deel is woestyn. Nou, hoekom hulle dit nie so deurgedeel het, sal ek ook nog nie verstaan nie, maar ja, Lot, wat kies jy? Sê Abraham. En neef Lot, natuurlijk, jy sou ook, kies die mooi groen. En Sodom en Gomorra, lê net so iets verder. En Abraham moet nou maar tevrede wees met die woestyn. En dan loop Lot, dan moet jy gaan lees, dan sê die Here vir Abraham, Abraham, draai reg in die ronde, 365 grade, alles wat jy sien, kan ek vir jou gee. Nie net hierdie deel nie, alles. Abraham pas die toets, en dan sê die Here, hey, jy het nou gedink, jy kry net 'n stukkie woestyn, en ek gaan vir jou daar sorg. Nee, ek gaan vir jou alles wat jy sien, gaan ek vir jou gee. Sê die Abraham, trust my. Dit wat ek vir jou wil gee, is meer as wat jy kan imagine. Meer as wat jy van kan droom. Dan kom daar 'n amazing story oor voorspoed. Dis 'n lang storie, die kort weergawe. Lot en van die mense van Sodom word gehijack deur 'n koning en weggevoer. Abraham is like, nee, dis nonsens, dit kan nie so werk nie. Hy vat sy manskappe en hy gaan val daai koning aan en verslaan die koning en bring al daai koning se rykdom saam met die mense terug. Op pad terug na sy plek toe, loop hy die priester raak, Melchisedek. En sonder dat iemand hom dit sê of beveel of aanmoedig, gee hy 10% van al die besittings weg vir die priester. En dan sê die koning van Sodom, Abraham, jy kan al die skatte hou, gee net die mense terug. Dan sê Abraham, wat? Jy vat alles, Boeta. Ek wil nie hê die mense moet sê, die koning van Sodom het vir Abraham ryk gemaak nie, want God doen dit. God maak my ryk. Wow, Abraham het ergens iets geleer oor die voorsienigheid en die oorvloed wat God vir hom gee. Dan
kom daar nog 'n toets, die 4de een. Een oor courage. Courage. Yes, en nou julle mooi luister, dis ongelooflik. Abraham kom na die Here en hy sê, Here, het vir my nageslag beloof. Maar ek en jou tannie is nou al oud. Hierdie slaaf van my gaan alles erf. En dis alright, Here, want die journey tot hier was great en dit was lekker en dit was nice. Maar dis nou so. Die slaaf gaan alles kry. Dan sê die Here, nee, Abraham. Dan vat Abraham die Here aan en hy sê, maar dit is so. Gaan u vir my gee wat u beloof het? Gaan ek 'n nageslag hê? En dan gaan God weer groot. En hy sê, Abraham, bring beeste, skape, duwe, chop hulle in 2, sit hulle hier neer, stap heen en weer, ek maak met jou 'n verbond. Hy sê nie net weer vir Abraham, moenie stres nie, moenie worry nie, ek sal hierdie goed vir jou gee. Nee, hy maak 'n huge ding, 'n bloedverbond. Meer as wat Abraham geimagine het. Trust my, Abraham. Trust my. Ek wil vir jou die beste gee. Dan kom die 5de toets. Die 5de toets gaan oor timing in Abraham se lewe. Tannie Sarah se biologiese klok sê tik-tok, tik-tok. En die teks sê hy het nie meer getik-tok. Dit was verby. Sarah kon nie meer kinders hê nie. En toe sê Sarah, hey, kom ons maak 'n plan. Hier is hierdie jong slavinnetjie van my. Vat hom. En maak 'n seun. En dan het jy darm 'n nageslag. Al is dit nou nie van my af. En Abraham vergeet 'n oomblik dat hy kan vertrou. En hy doen dit. En Ismael is gebore. En daar begin 'n klomp moeilikheid. Maar Abraham gesukkel het om God te trust, ook vir die timing in sy lewe. Oor wanneer wat moet gebeur. En dan die amazing ding is, as dit gebeur en Abraham dop hierdie toets solid, dan sê die Here nie vir engel Gabriël, jong, hierdie ou Abraham, hy is 'n bietjie lig. Gaan soek vir ons iemand anders wat ook glo. Nee, hy doen nie. Hy begin weer. Kom aan Abraham, trust me. Trust me. So Abraham is nie hierdie super gelowige ou wat nooit foute gemaak het. Sy gewone dude soos ek en jy. Gewone mens. En dan kom die 6de toets. 'n Sinnelose ding. Abraham, jy is nou al mooi 88 jaar oud. Al die mans in jou clan, jou insluitend, moet besny word. Sinneloos, seer. Wat doen Abraham? Hy doen dit. Hy verstaan nie 'n oomblik van wat hy nou moet doen nie. Maar hy doen dit, want hy wil gehoorsaam wees. Ergens het hy al geleer, ek kan God maar vertrou. Al het ek nie 'n benul wat hierdie goed beteken nie. En hoekom? En dan kom die finals. Uiteindelik is Isak gebore. Uiteindelik het hy 'n nageslag. Hy sy eie vrou, Sarah. Uiteindelik is die belofte van God waar. En dan sê die Here, Abraham, daai laaitjie vir jou, nou 13 jaar oud is, of jy so lief is, vat hom môreoggend na die berg toe van die Here en offer hom vir my. Wow. Die Bybel sê vroeg die volgende oggend, voor hy nog met Sarah kon praat, dink ek, het hy vir Isak gevat en sy donkies en sy slawe en hout en 3 dae lank geloop. Isak op die altaar neergesit en toe die mes optel om sy seun dood te maak, toe sê die Here, stop. Ek sien dat jy my vertrou. Ek sien dat jy alles oorgegee het, selfs die Isak in jou lewe. Alles. Dankie Abraham. Romeine 12, die eerste vers, sê dis wat God van ons vra. Jy kan hom kyk, maar hy gaan op die bord ook wees. Ons gaan so elke week 1 of 2 versies vat. En nou, doen ek op beroep op julle. Dis nou julle, wat hier sit. Doen 'n beroep op jou. Op grond van die groot ontferming van God. Gee jouself aan God as 'n lewende en heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Kyk gou, sê die message tekste. So here's what I want you to do.
God helping you. Take your everyday, ordinary life. You're sleeping, you're eating, you're going to work and walking around life and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Dis die daring proposition. Dis die uitdaging wat vanaand voor jou staan. Gee jouself as offer. Dis ware godsdiens. Dis waaroor kerk toe gaan eintlik gaan. Dis waaroor hierdie verhouding met God eintlik gaan. Is jy wat alles oorgee, wat totaal en al surrender voor God. Alles. Dis wat God van jou vra. Hy soek nie stel reëls nie. Hy soek nie stel goed wat jy moet reg doen en moets en moenies nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. En as iemand vir jou sê dis waaroor dit gaan, dan sê vir hom ek sê hy lieg. Dit gaan oor 'n verhouding. Dit gaan oor ek en God die Vader wat in gees met mekaar een is. Dit gaan oor ek wat alles wat ek is, my gewone normale lewe oorgee. Sê Here, hier is ek. Here, hier is ek met leë hande. Vat alles. Vat alles. My drome, alles. Here, ek trust U. Al het ek nie idee waarheen ons gaan nie. Trust U. En hierdie begin om te surrender. Sê hier is ek. Vat my. Jou gewone, soos die Engels sê, dag tot dag. Jou slaap, jou opstaan, jou klasdraf, jou kerel, jou meisie, jou pelle in die koshuis, die HK, die eerstejaars, die seniors, jou gewone staf. Gee dit vir God. Vertrou hom met jou veiligheid, jou leef hier in Suid-Afrika. Vertrou hom vir jou toekoms. Vertrou hom dat hy die een is wat vir jou gaan genoeg geld gee om vir jou gesin te sorg, om vir jou kar te koop, om vir jou huis te koop. Trust hom vir dit. Trust hom ook vir die timing in jou lewe. Dat God op die regte tyd die regte mens aan jou sal voorstel met wie jy gaan trou. Trust hom daarmee. God sê, trust my, want ek wil vir jou die beste gee. Die beste. Ja, dit gaan so wees dan, dat jy 'n paar goed moet opgee. Dit gaan so wees dan, dat daar goed is wat jy gaan moet doen, wat nie vir jou lekker is nie, en wat vir jou sinneloos is, soos wat Abraham moes doen. Ja, dit is so. Party van julle is dalk in 'n verhouding, wat jy weet, maar hierdie verhouding is nie reg. Ek moet dit stop. Ek weet dit al 'n geruime tyd, dat dit is nie goed vir my. Dit is nie wat God vir my droom. En jy gaan moet uitmaak. Jy gaan dalk 'n ander groep pelle moet kry. Dit is so. Dit is so dat party van julle dalk gaan moet sê, maar hey, hierdie kursus wat ek swaar, is net vir myself, sodat ek vir myself kan sorg, sodat ek genoeg geld kan maak, sodat ek, en jy gaan besef, maar die Here wil nie dit vir my nie. Die Here het vir my 'n ander roeping in my hart gegee, wat hy my wil gebruik. Jy gaan dan van kursus moet verander. Gelukkig moet jy dit vir jou pa verduidelik in die eind. Sommige van julle sit en dink, wow, hierdie staf is erg. Ek weet nie 'n vakansie nie. Dis alright. Dis alright om my bewering en vrees oor te gee aan God. Dis alright. En sommige van julle dink, maar ek het dit al gedoen. Ek het al my hele lewe gekom met, maar dan moet ek nou net nie dink aan hierdie aspek en hierdie aspek en hierdie aspek van my lewe nie, want ek wil dit self kontrol. Dit vir die Here gee. Sorry. Daar is nie 'n plek vir sulke goed. Jy vanaand surrender met alles. Alles, Here, alles. Sommige van julle sal sê, ja, maar God het my al getrok. God het my al getrok en goed aan my gedoen wat seer is. So hoe gaan ek dit nou regkry om hom weer te vertrou? Om weer te vertrou dat hy regtig vir my die beste wil gee? Nou wil ek jou vanaand uit Abraham se storie uit aanmoedig en sê, ja, jy kan. Jy kan genuine weer God vertrou. Why?
Want hy is die skepper, die almagtige. Hy het jou gemaak. Hy weet die beste wat jou hartjie opgewonde maak. Hy weet die beste vir jou, want hy ken elke fiber in jou liggaam. Hy het gemaak. Jy kan nie jouself vertrou vir jou toekoms en dink jy ken jouself beter as wat God jou ken. Kan nie. God ken jou die beste. En sy hart is liefde. Hy wil vir jou 'n awesome lewe gee. Een waarvan jy nie eers kan droom nie. En hy is vir jou lief. Vir jou oneindig lief. God sê vanaand, trust my. Trust my met jou alles. Trust veral dat ek vir jou die beste wil gee. Ek kan nie surrender aan God as ek nie vertrou dat hy regtig die beste vir my wil gee. Want dan gaan jy die hele tyd dink, maar ek kan beter. Ek weet wat is die beste vir my. Ek weet wat is my gawes en talente. Ek het baie toetse geskryf hier by die pik en by ander plekke en daai tannie sielkundige het vir my gesê, "Jong, hierdie ding." God sê, "Nee, trust my. Jou gemaak. Ek weet wat is die beste vir jou." Die manier hoe ek hierdie beste wat God vir my wil gee kan ontvang is om te surrender. Om boedel oor te gee vir Here Jesus. Here, vat alles. Ek trust U. Ek het weggespring vanaand en gesê, wat wil God van jou hê? Eenvoudige antwoord. Eenvoudige antwoord. Jy soek nie jou geld nie, jy soek nie jou tyd nie, jy soek nie jou studies nie, jy soek nie jou verhoudings nie, jy soek nie jou hart nie, hy soek jou. Hy wil vir jou hê. En nie net dele nie, alles. Alles. So lyk dit. As jy in of as jy uit. As jy in of as jy uit. Dink mooi. Trust jy God genoeg? Trust jy dat hy die God van liefde is en vir jou die beste wil gee? Want dis genoeg. Ek gaan nou vra dat almal hulle oë toemaak. Jy hoef nie nou al nie, luister eers mooi. Almal hulle oë toemaak. En dan gaan ek vir die wat vir die heel eerste keer in sy lewe wil commit vir God, vra hom om te staan. En ons gaan 'n gebed saam doen. Jy gaan jou lewe vir die Here gee. En ek vra die Here sit. En dan gaan ek vra dat die wat weer wil commit, weer wil surrender met God wat alles aanbetref, dat julle sal opstaan. En dan doen ons 'n gebed. En dan gaan ek amen sê. Is dit reg? Ons maak almal ons oë toe. As jy vanaand weet, die Here sê vir jou, hey, jy is myne, trust my, ek wil vir jou die beste gee. En jy het nog nooit in jou lewe voorheen 'n keuse gemaak om te sê, Here, hier is ek volg U. Wil jy nou opstaan? Ek gaan 'n eenvoudige gebed doen en bid in jou hart saam. Here God, hier is ek. Gee myself, my sonde, my verlede. Ek gee dit vir U. Vat my sonde weg, Vader. Maak dit skoon. Here, hierdie amazing stuff wat ek gehoor het van wat U vir my wil gee. Here, ek wil dit hê. Vul my lewe met U Gees. As jy gesê het, Here, hier is ek, dan het God jou gevat. Hy ken jou op jou naam. En hy gaan die pad saam met jou stap. Dankie, ek kan maar sit. As jy vanaand weer wil commit,
Sê Here, ek weet ek het nog nie alles gegee. Maar Here, hier is ek weer. Wil jy nie nou staan? Here God, hier is ons. Vat weer my lewe, Here. Dankie dat U nie opgegee het nie. Here, hier is ek surrender. Gee myself, vat my Here, en maak met my soos U goed dink. Here, hierdie stap van my lewe wat ek nog vir myself wil hou. Here, wys my wat dit is. Wys op my hart die dinge wat U wil hê ek moet los. Here, sodat ek hierdie amazing stap van U af kan ontvang. Dankie Here dat U nog nie opgegee het. My weer van. Amen. Kom maar sit. Die wat vir die eerste keer vanaand gekom het, ek nooi jou uit. Ek en Sandri is hier. Ons telefoonnommers is beskikbaar. Kom chat met ons en kom sê vir ons wat het gebeur. Ons wil graag julle storie hoor en ons wil graag 'n pad saam met julle loop sodat julle hierdie verhouding wat begin het met God voluit kan leef. Welkom in die familie van God. Die van julle wat weer 'n commitment gemaak het, sorg dat jy in 'n selgroep uitkom. Sorg dat jy pelle om jou het, saam met wie jy kan chat oor hierdie goed. Wat jou kan challenge en jou kan dare en sê ek dare jou om hierdie ding in jou lewe te surrender, vir God te gee. En welkom terug. God sê ek is vir jou oneindig lief. Dankie dat jy my trust. Dankie dat jy my trust met wie jy is. Sit net so, dan gaan ek vir ons eers 'n gebed doen en dan sal ons verder gaan. Here God, wat 'n voorreg om hier voor hierdie klomp jong mense te kan staan en te kan sien hoe U lewens vat. Here, U is 'n amazing God. Ons loof U naam daarvoor, ons kan nie anders as om verstom te staan oor wie U is. Here God, dankie vir die wat weer kom bid het en weer sê, maar ek wil. Here, vat my lewe. Here, gee hulle die guts om daai staf oor te gee wat lank vashou. Here, sodat hulle ware godsdienst, true spirituality kan beleef en U liefde in hulle lewe kan beleef. Here, gee vir ons selgroepe, gee vir ons pelle wat ons kan saam stap mee en kan saam groei in hierdie awesome stap wat U vir ons wil gee. Loof U naam. Amen. Ons gaan nou 'n geloofsbelijdenis lees wat ek geskryf het vir geloof. Dan gaan ek vra dat julle staan en dit saam met my lees en vanuit dit uit gaan ons slotlied doen.